Welkom aan almal wat vandag saam met ons inskakel. Ons is ongelooflik dankbaar om dit mee te deel aan jou dat ons het meer as 40,000 mense wat nou ingeskryf is op ons aanlyn gemeente hier op ons YouTube kanaal. Dankie dat julle deel is van hierdie groeiende gemeenskap wat saam die woord van God bestudeer. As jy meer wil leer oor ons bediening, aanlyn hulpbronne, Bybelstudies, boeke en media, besoek gerus vandag raymondlombard.com. Selfs as jy eendag wil kom kuier by 'n Sondagdiens in persoon of 'n lidmaat wil word van ons gemeente Lewende Woord, Volle Evangelie Kerk Parow aanlyn gemeente, gaan gerus na raymondlombard.com. Dit sal jou reguit neem na ons kerk se webtuiste. Onthou ook dat ons bediening nie net op Sondag plaasvind nie. Elke Woensdag bied ons Wat sê die Bybel aan, waar jy regstreeks saam met ons die skrif kan bestudeer en vra oor Bybelse onderwerpe kan volg. Elke donderdag op ons Engelse kanaal bied ons Dit You Know aan, 'n weeklikse gesprek waarin ons die fondasies van ons Christelike geloof bespreek en ook moeilike vrae hanteer. Maak seker jy teken in. Skakel die kennisgewings aan en deel hierdie inhoud met familie en vriende. Nou, kom ons open ons harte vir God se woord. Welkom by vandag se diens. Nou baie mense wonder, en dan begin hulle altyd vir my boodskappe stuur of hulle probeer my pols agter die skerms en sê nee, maar sê net vir ons, as ons so lank daai Bybelboek begin lees, waar gaan die pastor dan nou heen? Nou ek weet waarheen ek gaan, ek weet presies waar ek heen gaan. Laat my dink aan die man wat by die lughawe uitstorm, want hy's laat vir sy afspraak en hy spring in die taxi en hy skree, go, go, go! En in die taxi trek met 'n groot spoed en na trek hulle na so ruk. Toe vra hy vir die taxi, where are we going? I said, I don't know, but we're going. You said, go, go, so we're going. I don't know where we're going. Maar, ja, ek wonder of jy weet waar gaan jy heen. Ek weet waar gaan ek heen. Nou, Etienne, op grond van daai woorde, wil ek met jou eers praat oor wat gaan aan in die hemel. So wat ek gaan doen, vriende, vir die volgende paar weke, voordat ek na die volgende Bybelboek toe gaan, en die volgende Bybelboek sal wees, dit is ook dit in my hart het, en ek begin voorberei, dit is die boek wat volg op die boek Lukas. Wat se boek was dit? Handelinge. Dit is, onthou julle, Lukas het mos geskryf die boek Lukas, en toe hy klaarmaak met hoofstuk 24, die brief van Theophilus, toe gaan hy aan in die boek Handelinge. Hy was mos eers die handelinge van Jesus, wat Jesus gedoen het, en toe praat hy oor wat die apostels gedoen het. So wanneer ons begin oor 'n klompie weke van nou af, begin ons met die boek Handelinge, die handelinge van die kerk van die Here, die handelinge van die apostels. Maar die prediker het altyd 'n versoeking. Die pastore wat hier saam is, sal ook weet waarvan ek nou praat. Is wanneer jy jou voorberei het en jy het 'n spesifieke gedeelte of 'n onderwerp bedien uit die woord van die Here, of kom ons sê, jy het 'n spesifieke boek bedien, teks vir teks, en jy maak klaar. En jy wil oorgaan na volgende en toe. Daar's baie keer dinge wat jy oor wil praat, maar omdat jy jouself verbind het tot die boek, is jy gebind om by die teks en by die konteks te bly, die hoofstuk in die teks wat voor oë is. Maar wanneer jy klaar is met een reeks, jy begin met 'n volgende reeks, dan het jy baie keer die geleentheid om iets wat in jou hart brand oor te praat, voordat jy met die volgende reeks weer begin. Want ek bedoel, ons in die boodskappe van Lukas was 143. Vir 143 boodskappe in 'n ry uit die boek Lukas uit. Nou is ons klaar met hom, so as jy nou na Handelinge toe gaan, hoe lank gaan hy ons besig hou? En dankie Vader, het gaan nog glad nie so lank wees nie, maar hier is waar ek is. Dit gee my die geleentheid vandag om met jou iets baie spesiaal te praat. Ek wil met jou in die volgende week, en dit lyk vir my, en ek wil nou nie myself vooruit hardloop, maar soos wat dit vir my lyk in my voorbereiding, ons gaan tussen 6 tot 8 weke, gaan ek elke Sondagoggend met jou praat oor die plek waarna toe ons almal op pad is. Die hemel. Die hemel. Dit is 'n onderwerp in die Bybel wat 'n kind van die Here vasgryp wanneer jy daarvan lees. Soos die ou gesê het, wat gaan aan in die hemel?
En jy mag miskien by jouself dink, goeie hemel, ek het gedog hy gaan oor 'n boek praat, wat doen hy nou? En dit is 'n spreekwoord in Afrikaans van verbasing, wanneer iemand sê, goeie hemel, is like, you are very surprised, it's like, what? Is dit waaroor hy nou gaan praat? Wel, dink 'n bietjie daaroor. In jou Bybel, van Genesis, en begin met vers 1, in die begin het God die hemel en die aarde geskap, die eerste woorde. Genesis 1, tot Openbaring 22, lees jy die woordjie hemel ten minste 600 keer in jou Bybel. Dan praat ek nie van die ander skrifgedeeltes wat sê God het sy paleis in die hemel gevestig, sy woning in die hemel gevestig, of ek gaan vir julle plek berei. En dan gebruik hy nog nie die woord hemel nie, maar ons weet hy verwys dan na in die huis van my Vader, dis mos nou in die hemel. So ek praat van 600 verwysings sonder terme en woorde en uitdrukkings wat ons gebruik om die hemel te beskryf. Om oor die hemel te praat of te besin is vir my seker een van die mees bemoedigendste onderwerpe in die hele Bybel. Ek bedoel, dis die plek waarna toe ek en jy elke dag ons voorberei om na toe te gaan om geestelik gereed te wees. As jy dit nie weet nie, die hemel is die gelukkigste plek in die hele univers. OK. Daar's nie sonde in die hemel nie. Die wat sonde gepleeg het is daar uit. Daai engele, die Here het hulle almal uitgegooi. Hulle is nie meer daar nie. En inteendeel het jy geweet, ons beskik oor 'n handboek oor die hemel. Ons noem hom die Bybel. Die handboek vertel vir ons van die hemel. Dit vertel vir ons van die God van die hemel. Dit vertel vir ons van mense wat daar was en wat teruggekom het. Dit vertel vir ons van mense se ervarings, wat hulle gesien en beleef het in die hemel. Ek bedoel, persoonlik dink ek, dit is seker een van die mees verwaarloosde, oorsiende onderwerpe om oor te preek in die Bybel. Dit word baie keer vermy. Ek weet nie hoekom, of minst bestudeerde of mees misverstaande plek in die univers. Jy sien, wat ek en jy dink oor die hemel, bepaal hoe ek leef. Dit het 'n groot invloed. As jy weet, jy is op pad na daai destinasie toe. Dis soos om jou tas te pak en te weet, ek reis na destinasie X. En jy begin dink, moet ek my tandeborsel inpak? Wat moet ek alles inpak in my skeersakkie wat ek gaan nodig hê op die pad? In my tas, wat het ek alles nodig? Want ek weet, ek gaan op reis binnekort en ek is op pad na 'n sekere destinasie toe. Een van die interessante dinge vandag in die wêreld is, mense onderneem wêreldreise met net 'n klein sakkie. En dan koop hy maar soos hy aangaan. Het nie meer 'n groot tas nie. Dan wag hulle nie in lughawens vir 'n tas nie. Maar net 'n sakkie. En dan gaan hulle so aan met reis. Maar asseblief, jy kan dit doen met groot graagte, maar asseblief nie as jy Alaska toe gaan nie. Gaan moeilikheid kry as jy die vliegtuig uitklim. Wanneer ons die waarheid van die hemel bestudeer, dan bring dit mos in ons harte 'n verwagting. So wanneer ek in my Bybel oor die hemel lees, die plek waar God woon, dan vind ek uit, daar's 3 miljoene engele wat in die hemel woon. Openbaring 4, hoofstuk 5 en 6, vertel vir ons, Openbaring 4, hoofstuk 4 en hoofstuk 5, daai 2 hoofstukke, vertel vir ons van 10.000 van 10.000 van 10.000 van oor die 200 miljoen engele. Maar ons lees van 'n hemelse leerskare. Ons lees van miljoene mense wat ons nou weet wat hemel toe gegaan het, want hulle is daar in die hemel. Daar's etlike biljoene mense reeds in die hemel op die oomblik, soos ek hier met jou praat. Ek praat nie eers van Vader en sy Seun en die Gees wat op 'n besondere manier daar teenwoordig is nie, en al die hemelwesens nie. Jesus het die aand
voor sy dood aan die kruis oor die hemel gepraat. Want hy het verlang na die hemel. Hy was 33 jaar plus maande, 33 jaar en 'n paar maande laas, was hy in die hemel. En hy het verlang na die hemel. En hy sê, kerels, ek wil vir julle vertel, in die huis van my Vader is daar baie wonings. Ek gaan soontoe. Die aand voor sy dood, toe praat hy, was in sy hart. Praat oor die hemel. En toe hy moes bid, lees ons daar in Johannes, hoofstuk 17 in sy gebed, sê hy in vers 5, hy sê, Vader, daai selfde aand, toe bid hy, toe hy klaar met sy disippels gepraat het, oor in die huis van my Vader, toe hef hy sy hoof op, en hy kyk na die hemel, en hy sê, Vader, dan praat hy met sy Vader wat in die hemel is, hy sê, Vader, verheerlik my, by u self, met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld was. Hy bid daaroor. Hy verlang. Hy weet wat se plek dit is. Hy is nie onkundig nie. Jesus ken die hemel. Hy weet wat is in die hemel. En hy sit hier op aarde in 'n vertrek in Jerusalem tussen 'n klomp manne en hy bespreek met hulle die hemel. Wie is daar beter om mee te praat as iemand wat daar was? Ek bedoel, praat met my oor Portugal, ek was daar. Praat met my oor Australië, ek was daar. Praat met my oor die Kongo, praat met my oor die Amazone, ek was daar. Ek het daar gebly, ek het daar geleef, ek het daar geëet. Ek het jou alles vertel. Of baie dinge vertel. Jesus kom uit die hemel uit. En hy het dinge te sê. Maar nou praat hy met sy Vader. Hy sê, die heerlikheid wat ek gehad het, by u voordat die wêreld was, word verheerlik, Vader. En dan in vers 13, hy sê, maar nou kom ek na u toe. Hoor jy daai verwagting? Voor sy disippels. Maar nou, ek kom na u toe. Ek is op pad. Daar's nog 'n groot saak wat moet afgehandel word. So, as jy so na Jesus kyk, daar's daai antisipasie. Jy kan dit voel in sy woorde. As jy sy woorde mooi ontleed, dan kan jy in sy woorde voel daai verwagting wat hy het. Ek is op pad. Wat sal jy doen as jy weet jy gaan oor 2 dae hemel toe? Wat sal jy doen as jy weet jy gaan oor 40 dae hemel toe? Jy gaan praat daaroor. Vriende, is ons op pad hemel toe? Maar dan behoort ons mos te praat daaroor. Praat jy met jou familie daaroor? Praat jy met jou kinders daaroor? Ek het vir jare my kinders in die huis ingebring, hulle almal op 'n maandag aand, ek en Amanda. En dan sê hy ete gemaak daar vir die kinders. Dan sê ek vir hulle, kom sit hier. Dan haal ek my Bybel en sê, ek gaan met julle praat oor die hemel. Ons gee eers vir hulle kos, voer hulle vet, hulle maag, dat hulle geëet het. En so klaar, want hulle kinders kom eet mos graag by ouers, right? Ja, is mos op die huis, nê? Nee. Ja. Ek het so blikkie gehad, R5 blikkie, maar wat, dit het nie gelang gehou nie. Ek sê nee, ek kan gooi 5, Amanda is like, wat doen jy nou? Ek sê nee, ek gaan maar iets bydra lewer, jy weet, dan kan ons 'n bietjie roomys koop ook aan mee. Sy's like, ek weet nie, nee, na 'n paar maande sê ek, nee wat, daar gooi net 1 of 2 iets in. Ek is like, vat die blik weg, ek sê, kom eet net man. Nou eet hulle daar, maar hulle kom nou lekker eet, want hulle weet, na die tyd, dan kom die woord. En ek het elkeen van hulle geleer, oor wat die Bybel sê oor die hemel. En alles wat die Here in my gesit het ek my kinders gesit met elkeen van hulle vir jare en gesê, dis wat God se woord sê oor die hemel. Verstaan jy? Maar koop jou Bybel, lees.
Die een wat my gefrustreer altyd was Clarissa. Sy sit daar op so in die hoek op so 'n kussing. En dan sit sy dan as ek begin praat, ons tyd vir prentjies teken. Sit sy. Teken sy prentjies. Kyk sy my so, teken sy prentjies. Sy's die arty one, kunsinnige girl. Sit sy net so, teken sy prentjies. Kyk ek net soos, sy gaan maar aan. Ek sê vir my vrou, ek wonder of daai kind ooit luister. In elk geval. En dan so 3/4 deur die aand wat ek besig is, dan sê sy, I have a question. En kyk, jy kan weet, as sy daai vraag vra, dan sal sy vir jou plat. So sy sit en luister. Sy maak of sy nie luister. Sy sit so, dan sê sy, I have a question. Didn't you say that Elijah went alive to heaven? Is hy nog steeds daar? En sê jy, hy kom weer terug, en dan begin die vraag. Nou raak dit interessant. Wanneer ek en jy oor die hemel praat, dan is dit soos Petrus se laaste hoofstuk, wat hy ooit in sy lewe geskryf het, wat in die bofortrek was toe Jesus oor die hemel gepraat het, wat daar was toe Jesus gebid het, gesê ek kom na u toe, sy heel laaste skrywe, die laaste sinne van sy lewe wat opgeteken is in 2 Petrus 3. En wil jy weet wat sê hy? Hy sê in vers 11, julle moet 'n heilige wandel hê, want julle verwag die dag van die Here, wat die hemele gaan verskyn vir die mens. Hy sê, verwag, vers 12, vers 13, ons verwag, volgens sy belofte, nuwe hemele. Daar kom 'n nuwe hemel. Daai plek wat Jesus van praat is die ou hemel. Ek praat van 'n nuwe hemel, want Jesus my geleer, daar kom 'n nuwe hemel. Vers 14, terwyl julle al hierdie dinge verwag, hoe danig moet julle nie wees. So wat Petrus sê is, ek het ook hierdie verwagting. Die apostel. Jesus se hoofapostel. Hy sê, ons verwag 'n nuwe hemel. En ons berei ons voor om heilig en godvrugtig te lewe in afwagting van die nuwe hemel wat kom. So die klem, hy sê julle verhaas die dag. Soos wat mense inkom in die kerk van die Here word vol. Hy sê die dag sal kom. So dis nogal aangrypend dat Petrus 3 keer praat oor hierdie verwagting. Nou dit beteken hy antisipeer iets. Hy het hierdie verwagting dat dit is op pad, dit kom. Dit is, as ek iets antisipeer, ek wag met reikhalsende verlange, is like, ek hou daarvan as ek weet daar kom iets lekkers wat ek gaan doen, dan dink ek baie oor dit. Doen jy nie ook dit nie? Want nog voor jy by dit kom, dan kry jy al klaar lekker. Nee. As jy nou dink, jy gaan nou iewers heen, en jy kyk so uit na jou vakansie, jy reis al in jou kop, en jy sien jy's al langs die pad, en jy gaan daar stop by Peregrine, en dan gaan jy door na die kant toe, en die kant toe, en dan dink jy by jouself, ag, dit gaan so lekker wees, en ek kan opstaan wanneer ek wil, en gaan slaap wanneer ek, jy het ons hierdie verwagting, antisipasie. Wat se verwagting het jy oor die hemel? Ek en jy. Kyk jy uit om jou familie te sien? Al die dierbares. Oupa grootjies en ouma grootjies en geslagte wat al lankal gegaan het, om hulle almal te gaan ontmoet. Ek wil hier die hele ewigheid om met hulle te kuier. Wat voor lê. Maar Petrus praat van, as jy hierdie ding het van ek gaan hemel toe, wat se verwagting koester jy? Wat is in jou hart? Hoe leef jy? Jy sien, ek wil met jou praat in die volgende paar weke oor die plek wat jou oog nog nie gesien het. Jou oor het baie min gehoor, en in jou hart kan dit nie opkom nie. Want die Bybel sê in 1 Korintiërs 2 vers 9, daar's dinge daar, wat God vir ons almal instoor het, die oog het nog nie gesien, die oor het nie gehoor,
in die hart van 'n mens nie opgekom. Jy kan dit nie eers bedink nie. Daar's geen verwysingsraamwerk nie, want jy was nie daar nie. Jy sien, as jy vir my vra, hoe is dit daar in die reënwoude? In Bukavu, Beni, Butembo, Katananga, Kisangane, hy's in Kitsimbiro, as jy daar in die reënwoude is, pastoor, vertel my, dan kan ek jou vertel, ek was daar. Maar ons het iemand wat vir ons kan vertel van die hemel, want hy was daar, die Here. En hy is daar. Nou, daar's baie dinge wat ek nie vir jou kan sê nie, want ek weet nie. Want my oë het dit nie gesien nie. My ore het dit nie gehoor nie. En in my hart het nie opgekom nie. Ek het net dit wat die Here vir ons in sy handboek gegee het oor die hemel. In my Bybel. Dit kan ek met jou deel, wat hier is. Ek kan met jou hieroor praat. Iemand vra vir my nou die dag, pastoor, was jy al ooit in die hemel? Ek sê, o nee, glad nie. Ek sê, maar die hemel was by my. Die persoon is, wat bedoel jy? Ek sê, die dag toe Jesus uit die hemel uit in my kamer ingestap het in Walvisbaai. Ek sê, heaven came to me. I know what it tastes like. Because Jesus was in my room. Ek sê, dit kan ek vir jou sê. Vra my daaroor uit. Toe begin die gesprek, maar vertel my, wat het alles gebeur toe Jesus in jou kamer? So, nee, ek was nie in die hemel nie. So, ek kan nie vir jou sê, wat het ek daar gesien nie. Ek weet wat ek ervaar het toe die hemel na my toe gekom het, toe Jesus uit die hemel uit na my toe gekom het, wat onbeskryflik is. Maar hier's waar ons is. Daar word baie gesê in boeke, en baie geskryf in boeke oor die hemel. Nou sê mense vir my, het jy hierdie boek gelees, The Heavenly Man van Brother Hong en Han? En ek is like, nee, ek het net so gescan deur die boek en toe los ek dit. Toe sê ek, maar ek ken, hy's 'n vriend van Tom Yang, my vriend in China, wat hom persoonlik ken. Toe sê ek, maar ek het 'n Bybel. So, seker is dit interessant om te lees as mense ervarings gehad het in die hemel. Ek het al met mense gesit by 'n bed en gesels as hulle uit 'n doodsbed lewendig geword het en hulle uit die doderyk uitkom of hulle vertel van wat hulle gesien het aan die ander kant. Ek het al sulke gesprekke gehad, maar was nie ek met hulle nie. Hulle ervarings. Ek sal eerder verkies om met jou in die volgende paar weke te praat oor wat in die woord staan. Ons kan baie dinge sê wat mense sê. En eintlik stel ek nie belang nie, om eintlik met jou eerlik te wees. En as iemand sê, ek was in die hemel, wonderlik, en ek het hierdie ervaring gehad, ek het baie gelees en nagevors, ek bedoel, oor 'n tydperk van 46 jaar, dis so lank dit al is, doen ek navorsing daaroor, so, ek bedoel, ek kan baie dinge sê as ek wil, dit is nie my doelwit nie. Dis nie wat dis nie hoekom ek hier staan nie. Ek is veronderstel vir jou te sê wat die Bybel sê. En dis wat jy wil hoor. So, ek weet nie wie van julle was onlangs by begrafnis nie, maar nogal deesdae by baie begrafnisse, selfs by ons in die kerk die afgelope jare, dan as ek hier inkom en ek moet kom waarneem of my pastoor kollegas moet dit ook doen, dan hoor ons die lied van Vince Gill wat mense speel van Go Rest High on the Mountain, right? En die meeste Christene het nou al die lied al gehoor. En hy het mos geskryf vir Keith Whitley, wat sy vriend is, wat dood is. Dis hoekom die lied geskryf is. Ek bedoel, die sanger Vince Gill. Ek het 'n mandaat na hom gaan luister eendag by die Grand Ole Opry in Tennessee, in Nashville. En hy's 'n country sanger. Het ons eendag gaan kyk hoe hy daar opgetree het en dit was nogal baie interessant. Maar instinktief weet ek en jy, daar moet 'n hemel wees en daar moet 'n hel wees. Daar moet 'n eindpunt wees, anders maak jy lewe nie sin nie. Sonder dit, as daar nie 'n hemel is en daar is nie 'n hel nie, is die lewe sinneloos. So God het dit instinktief in die mens. Jy weet dat God is. En as God is, dan is die hemel. Want hy praat van die hemel. Sy seun praat van die hemel.
Vriende, dis die goeie nuus. Die slegte nuus is, en Werner, maar vir jou vrou ook sê, die slegte nuus is, met alles wat in die mediese wêreld is vandag, oor 6000 jaar, wat hulle nie kon regkry nie, die mense sterf nog steeds 100%. Met al die hospitale, met al die medikasie, en al die apteke, en alles in die apteke wat in jou huis is, jy weet, en alles. Die sterftesyfer is nog 100%. Na 6000 jaar, kan niemand dit regkry dat ons vir altyd lewe nie. The death rate is still 1 per person, we all gonna make it, right? So, tensy die wegraping in ons leeftyd plaasvind, is 100%. 'n stukkie statistiek wat jou miskien sal interesseer vir die van julle wat hou van statistiek. My vrou het 'n graad gekry in statistiek, so ek moet partykeer as dit kom by somme versigtig wees, want ek wil sê was op universiteit om te leer om te tel, right? Ek het iets anders doen, ek op universiteit was, maar dis wat sy gedoen het. Maar nou, hier is die storie. Het jy geweet, dat elke sekond wat my oog knip in 2/5 van 'n sekond. So, in elke sekond wat verby is daar 3 mense dood op die planeet. Elke sekond wat jy nou hier sit. 3 mense het nou net gesterf. Het nou al baie gesterf, want ek praat nou al langer as net 1 sekond. Elke sekond sterf 3 mense. Elke sekond sterf 3. As 3 mense nou net dood, daar's alweer 3, daar's nog 3, daar's al baie mense dood. Voordat ek die storie vir jou begin vertel het. Hulle is dood. They died. Hartaanval, ongeluk, enigiets het gebeur met hulle. Maar die tyd wat ek hierdie storie vir jou klaar vertel het, na 1 minuut is 180 mense dood. Op die aarde. Daar's mense wat nou huil. Vriende, daar's mense wat nou net begin huil het. Daar's 180 mense dood, terwyl ek nou met jou praat. Ek sê, vandat ek begin het, daar's 180 mense dood. As jy wil ek moet vir jou vir 'n uur lank oor die hemel praat, is daar 11.000 mense dood as jy einde van my preek kom. As jy vir my sê, preach it. Preach about heaven. By die tyd wat ek klaar is, en ek give you 60 minutes, jy het 'n uur, jy het 60 minute, 11.000 mense is die ewigheid in. Hulle is iewers heen. Hulle is of hemel toe, of doderyk toe. Ek sê by die tyd wat die diens uitkom, is daar baie meer as 11.000 mense die ewigheid al in. 11.000 is dood, voor die kerkklok lui en ons is klaar. Jy geweet, jy vanmôre in jou kar klim en jy kom kerk toe, dat by môreoggend, as jy dieselfde tyd in jou kar klim en jy ry werk toe, as die tyd wat jy vanoggend in jou kar klim en die kerk toe gery het, en môreoggend, watter tyd het jy, Etienne, hoe laat het jy kerk toe gery vanoggend, weet jy? 8:45. Jy's laat. Is dit hoekom jy altyd voorsit, want die kerk is klaar vol? Jy beplan om voor te sit, jy weet jy's altyd plek, right? Cool. Maar ek weet waar bly jy, jy bly 2 blokke van hier af, right? Jy kon net wel geloop het, maar hy sê hy het gery, want dit is ook 'n probleem, kon net wel gestap. Hier is die storie, en as jy geloop het, dan is jy gesukkel om parkering te kry nie, right? So hier is die ding, as jy môreoggend 8:45 op jou horlosie kyk, is daar 250.000 mense al dood. 250.000. Hoekom sê ek dit vir jou? Want daai mense is almal iewers heen. So dit bring by ons hierdie ontnugterde gedagte. As daar vanoggend, die diens het 9:00 begin. So môreoggend 9:00 is daar tussen 250.000, so sommige sê 260.000. So 250.000 is die minimum, 260.000 is die gemiddeld. So kom ons sê, daar's 250.000 mense dood. Hoeveel families huil in die volgende 24 uur? Hulle het geliefdes in die dood afgestaan. 250.000 mense is dood. Nou as elkeen wat dood is, net 3 familielede wat oor hulle huil, is dit 3/4 mense wat huil. Ek weet nou, seker iemand wat bly is iemand dood is, right? Daar's 'n paar mense wat dalk bly is die familie dit nie meer daar is nie, right? Kyk hulle na die testament. Jy weet, ek bedoel, mense kyk met ander oë na die lewe, nie almal kyk dieselfde nie. So wat dink Paulus?
Ons het gesien wat sê Petrus. Petrus sê jong, julle moet 'n godvrugtige heilige lewe lei terwyl julle verwag die nuwe hemel wat op pad is. Maar as hy dit sê, dan klink dit nog so ver. 'n Nuwe hemel. Liewe hemel, hoe lank kan dit nog vat vir die nuwe hemel? Nee, dis nie so ver nie. As jy dink, as die wegraping nou plaasvind, is die sigbare wederkoms so 7 jaar, dan is die 1000 jaar vrederyk, dan sit net 1007 jaar van hier af. Van vandag af, as dit sou wees dat die wegraping sou plaasvind. Maar kom ek jou sê wat dink Paulus? Paulus sê in Filippense 3 vers 20 en 21, ons burgerskap is in die hemele, vanwaar ons as verlosser verwag, die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam, hierdie aardse, sieklike, sondige liggaam, gaan verander om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam. Halleluja! Het jy daai verwagting? My burgerskap is in die hemele. Jy sien, toe ons nou gereis het, ek en Amanda, die heel eerste wat hulle doen met die lughawe kom, hulle vra vir my, het jy 'n Schengen visa, kan jy reis Portugal toe? Ek sê ja, hier is hy. En ek haal hom uit. Hulle sê nee, is reg, klim op, jy kan maar gaan. As jy hom nie het nie, dit het met my een keer in my hele lewe gebeur. Toe ek wou vlieg, en ek het 'n interne vlug gehad, ek moes eers vlieg van Kaapstad Johannesburg toe. Toe Johannesburg kom, toe sê hulle vir my, paspoort met jou. En toe sê paspoort, dink ek, oh my gosh. Nou ja, toe is my paspoort by die huis. So een keer in 30 jaar. Toe moes ek maar by die lughawe sit. Iemand het 'n paspoort hier gelaai, vir 'n vlieënier gegee, 'n kaptein. Hulle het my oorhandig daarbo, toe kry ek my paspoort nou daar, maar toe vlieg ek 24 uur later. Nee, as jy nie kan bewys lewer dat jy 'n visa moet nie gaan nie. Suid-Afrika is dit deesdae baie interessant. Jy het nie eers meer 'n ID nodig om hier te bly nie. Jy kom maar net deur die grenspos, right? Okay. Nee, maar kom ons los nou daai ding. En dan kry jy so 'n bitter smaak in jou mond. Nou wil ek sê, in die hemel is jou burgerskap vas. Dis verseël, want my naam is in die boek van die lewe aangeteken. En die Bybel sê, as jou naam in die boek van die lewe staan, is die hemel jou blyplek. Gewaarborg. Gewaarborg. Is my naam in die boek van die lewe? Want om by die nuwe Jerusalem in te gaan, moet jou naam wees in die boek van die lewe. So, en hy sê, my burgerskap, dis my land. So vriende, as ek baie keer dink wat in hierdie land aangaan, dan raak ek warm my kraag, dis kom ek lees nie die burger nie, okay? Ek vir die van julle wat nie weet nie, ek kyk nie Suid-Afrikaanse nuus nie, okay? Want is altyd mos net sensasie behep en al die gemors wat hulle uitpak. Is baie min goeie dinge wat uitgepak word. Dis ons net klomp nonsens en al die drama en al die korrupsie en weet en al die goeders. Nou, daar kan nie eintlik meer veel korrupsie wees nie, want wat moet nog gekorrupteer word? Of wat moet hulle nog steel as alles gesteel is wat mense steel? So daar's nie meer veel wat kan gebeur nie, right? Well, you'll be surprised. Kom ons los dit. So hier's die storie. Die storie is, wanneer ek sien wat in hierdie wêreld aangaan, dan sê ek vir myself, die Here sal dit eendag kom regmaak. Wanneer daar 'n nuwe aarde kom in die 1000 jaar vrederyk. Want 'n mens, en iemand moet vir Gordon Lewis sê, doen 'n goeie job, maar ek wil ook net iets sê. Hy is ook maar net beperk. Ek wil vir julle iets sê. Die een wat alles kan regmaak, sy naam is Jesus. En hy gaan dit kom doen. So wanneer ek reis in Afrika en ek sien die gemors, hulle tel nie die papiere op nie, en ek sien hierdie hol in die strate, en dit is so treurig, en hoe die mense lewe, dan sê ek, Here, dit is onmenslik, hoe mense so kan lewe. En dit na 6000 jaar wat mense op die aarde is. Dan loop ek so rond, dan sê ek vir my Amerikaanse vriende, en my pelle wat daar is, en ons wat saam in die bediening loop, dan sê ek, kyk hierso, ek sê, weet wat? It's all gonna change very soon when Jesus comes. Ek sê, hy gaan dit alles regmaak, en hulle sê, amen, amen. Jesus gaan dit kom regmaak. So ek wil net vir jou sê, as jou hart gebroken is, oor wat in hierdie wêreld aangaan, op hierdie planeet, Jesus sal dit kom regmaak eendag. Want die mens, hy maak 'n gemors van dit.
Die Bybel sê die aarde is soos 'n wegwerpende kleed. Die mens doen baie verkeerde dinge op hierdie aarde. Breek jou hart. Maar jy sien Paulus se verstaan van die hemel in 2 Korintiërs hoofstuk 5. Ons aardse tentwoning word afgebreek. Hy sê so hierdie liggaam, hy sê dit is 'n tent. Nou wie van julle het al ooit in 'n tent gebly? Kan nogal as die wind waai en dit reën, dan raak dit 'n baie benoude plek, né? Ek bedoel dan is 'n tent nie meer 'n lekker plek nie, né? En as hy verweer en hy staan vir jare, wat gebeur met daai tent? Hy begin verweer, later skeer hy. Nou Paulus sê, hy sê ons aardse tentwoning word afgebreek. Hy sê hierdie liggaam gaan nie baie lank hou nie, dat ons 'n gebou van God nie met hande gemaak het, ewig in die hemel. Hy sê die Here het vir ons 'n liggaam in die hemel, 'n hemelse liggaam. Hy sê vers 8, ek verkies om by die liggaam uit te woon en by die Here. Nou daar het jy dit nou. So om hemel toe te gaan beteken ek trek uit hierdie liggaam uit. Raymond verlaat hierdie liggaam, my gees gaan uit hierdie liggaam uit en hy gaan in die heerlikheid van God in. En daar moet hy volgens 1 Korintiërs 15 'n hemelse liggaam bewoon. Dan ek sal lyk soos wat ek nou lyk, hopelik 'n bietjie beter, die grys hare bietjie verander, maar dis nou ons los dit nou vir 'n ander dag. Maar hier is die ding. Ek en jy weet, sê Paulus, as ek uit hierdie liggaam uitwoon, sal ek by die Here inwoon. So hier is die punt. Wanneer 'n gelowige sterf, al treur ons en al ween ons, dat ons gaan die persoon mis. Die eindresultaat is daai kind van jou, daai broer van jou, daai ma van jou, daai oupa, daai geliefde, daai man, daai vrou wat nie hier is nie, het klaar die heerlikheid beerwe. Jy moet nog, hulle is klaar daar. Uit die liggaam uitwoon, by die Here inwoon. So as ons kyk hoe Paulus daaroor dink, dan dit verbaas my dat daar so min oor die hemel gepraat word. Want hier's my probleem, as die kerk nie meer aan die hemel dink nie, waaraan dink jy? As jy nie meer oor die hemel praat nie, waaroor praat jy? As jy nie meer na die hemel verlang nie, waarna verlang jy? Ek sal jou sê wat gebeur. Dan raak jy selfgesentreerd. En dit gaan vir jou oor aardse dinge. En dit gaan vir jou oor geld. Dit gaan vir jou oor wat kan ek eet en drink? Hoe gaan ek ry? Waar gaan ek bly? Wat gaan ek doen? Dan raak jou hele denke in jou lewe wêrelds. As die hemel nie meer in jou hart leef, die beeld van die hemel, en die verlange van die hemel nie meer daar is nie, dan raak jy al hoe meer wêrelds. Los van die hemel. Want dan lewe jy net vir daaglikse behoeftes wat vervul moet word. En die hemel is vir jou net 'n bysaak. Miskien gaan die pastoor Sondag iets oor die hemel sê, of ons gaan sing oor liewe Jesus wat in die hemel is, en dis 'n mooi gedagte, en my lewe gaan weer aan maandag. Ek het werk om te doen. Jy sê wat my plan het, pastoor, is as daai hemel nie meer leef by mense nie, dan is hulle lewenstyl die van die wêreld en nie van die hemel nie. Hoor wat ek vir jou sê? As die hemel nie by jou lewe nie, dat dit 'n werklikheid is in jou hele lewe nie, dan word jou lewenstyl die van 'n wêreldling en nie 'n hemeling. Want hier staan geskrywe in Kolossense dat ons moet dink waar Christus is. Die Bybel sê baie duidelik, hoofstuk 3 vers 1 en 2. As jy saam met Christus opgewek is, as Jesus in jou hart is, né? En jy's opgewek in Christus, aan woorde, jy's wedergebore, jy's geesvervuld, jy's 'n kind van die Here. As iemand in Christus is, 'n nuwe skepsel, die ou ding het verbygegaan, alles het nuut geword. Hy sê, soek die dinge daarbo waar Jesus is. Halleluja, die dinge daarbo waar Christus aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge daarbo, nie wat op die aarde is. Jy sien, mense se koppe is so vol van die dinge van die aarde en nie die dinge van die hemel nie. That's your problem. Want as jou hele kop en jou hele gedagtegang en jou hele hart en jou hele verstand, as alles net te doen het met die wêreld en wêreldse dinge, en as die hemel los te skeer van jou, dan leef jy anders as iemand wat 'n verwagting het
Vandag is dalk my dag om hemel toe te gaan. Ek bedoel, niemand van ons het vanoggend wakker geword met die gedagte, vandag gaan ek hemel toe nie. En as iemand dit vir jou gesê het, so jy seker baie ontsteld gewees het, right? Jy sien, wanneer ons vergeet dat die Here God het vir ons 'n plek in die hemel voorberei, 'n heerlike woonplek, dan begin ons eie hemel op die aarde skep. 'n Vrou het in Villiers, jare terug, toe ek die pastoor in Frankfurt was, en ek hoop die Here gee dat sy my nou hoor, as sy nog lewe. Toe sê sy vir my, skatryk mense, hulle het 'n baie duur stoetboerdery van baie gesogte beeste in Suid-Afrika. En sy sê vir my, in 'n huis waar ek 'n selgroep lei op 'n plaashuis, sê sy vir my, en ek gaan nie haar naam noem nie, wil haar nie dat skaam kry voor die mense wat haar ken nie. Sy lewe dalk nog. Toe sê sy vir my, Pastoor Raymond, dit is so interessant oor die 1000 jaar vrederyk wat jy vertel, en die wolf wat wy by die lam en die leeu by die bokkie. En sy sê, Pastoor, ek het 'n vraag. Ek sê, ja, my dierbare suster, wat is jou vraag? Sy sê, nou hierdie vraag het sy vir my gevra in 1983, right? So jy kan uitkyk hoeveel jaar terug was dit. 43 jaar, as jy kan somme maak, okay? Nou hier is die storie. Sy sê vir my, mag ek bid dat Jesus my in 1000 jaar vrederyk op hierdie plaas kan laat kom bly, by my plaashuis, by my goue krane wat ek het in my badkamer. Ek het amper vir haar gesê, mag jy vergaan saam met jou goue krane. Maar die Here het my bewaar. Kan jy glo dat iemand wat hulle vir 'n kind van die Here uitgee, so wêrelds kan wees? Kan jy sien hoe vasraak mense aan hulle dinge? Can you see that? Dis wat gebeur. Nou begin jou eie hemel skep. En die probleem is, wat is raak die probleem? Jou geld, wat jy het, jou weelde. As die hemel ver van jou gedagtes af is, dan alles wat jy daar doen met dit, is vir jouself, jou eie gemak. Jesus sê in Matteus 6, moenie vir jou skatte bymekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel en diewe inbreek en steel nie. Maak vir jou skatte bymekaar in die. En as jy nie weet hoe om skatte in die hemel bymekaar te maak, ek sal jou wys. Kom vra my. Ek het artikels daaroor geskryf, ek het boeke daaroor geskryf. Ek het artikels daaroor. As jy wil skatte in die hemel bymekaar maak, terwyl jy op aarde, het jy geweet dat jy kan nie in die hemel skatte bymekaar maak vir die hemel nie. Jy kan dit net op aarde doen. Jy sien, dis waar dit my nou bring by 1 Johannes 2. Moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld liefhet, is die liefde vir die Vader nie hom nie. Kan jy sien wat so besig om te gebeur? As die hemel daar ver is as 'n nagedagte is, die dag as ek doodgaan, dan wil ek in die hemel begin dink, né? Kyk, is goed om in die hemel te dink op jou ou dag en voor jy doodgaan is fyn. En as jy regte ding en nie ophou nie, bly daaraan dink. Die probleem is jy weet nie of jy ou dag gaan haal nie, right? So, dit is ook 'n gevaarlike ding. Vers 16, want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, begeerlikheid van oor die grootte van die lewe, is nie die Vader nie. So jy kyk, wow, kyk hierso. Ja, kyk hoe lyk dit hier. Kyk hoe lyk Abu Dhabi. Kyk hoe bou hulle, kyk al hierdie dinge. Wow, en al hierdie wow wat in die wêreld aangaan. En die restaurante en die kosse wat voorgesit word. En die shows wat daar is en alles wat gebeur daar. Die wow van die wêreld. Is nie die Vader nie. Dis die wêreld. Dit het sy plek in die wêreld. Hy sê, die wêreld gaan verby. En sy heerlikheid, alle aantrekkingskrag. Maar die wat in die wil van God bly vir ewig. En dis hoekom ek sê dit sal goed wees
as ek en jy in die volgende paar weke, maand of 2, kan tyd spandeer in die woord, en kom ons gaan kyk na die hemel. Kom ons praat met mekaar oor die hemel. Want dit sal ons prioriteite altyd reg trek, né? Want dit trek jou prioriteite reg, né? Want dis wat gebeur. Ons behoort die hemel lief te hê, nie die aarde nie. Ons behoort die Vader in die hemel lief te hê en nie wêreldse dinge nie. Jy sien, Salomo sê in Prediker 3 vers 11. Wyse koning Salomo. Hy sê God het 'n eeu in 'n mens se hart vasgelê dat jy wat God doen van begin tot einde nie kan uitvind nie. Ek en jy is nie in staat omdat ons is in tyd geskape. Ons is nie van ewigheid tot ewigheid dat ons kan sê ons sal leef tot in ewigheid, maar ons kom nie van ewigheid af dat ons geleef het nie. Ons is in tyd geskape. En omdat ons in tyd geskape is, het ons limite. As ons van ewigheid tot ewigheid was daar nie limite nie. Maar daar's limiet. So dit beteken ek en jy kan nie die begin gaan vind nie. Want waar is die begin? In die begin het God die hemel en die aarde geskape. In die begin het God die hemel. Okay, so die hemel het 'n begin. Hoe lank terug was dit? God weet. Weet ek en jy? Nee. Weet hy? Ja, natuurlik. Ons weet nie. Was God daar voor die hemel was? Ja, dan het die hemel 'n begin gehad. Want as die hemel 'n begin het, dan kan die hemel 'n einde hê. Want die Bybel sê herhaaldelik in Petrus en in die boek Openbaring en op ander plekke, die hemel en in die boek Hebreërs sal verbygaan en daar kom 'n nuwe hemel. So alles wat God geskaap het, is tot in ewigheid, maar daar's sekere dinge wat God oor gaan doen. Daar's dinge wat God weer gaan doen. Hy gaan 'n nuwe hemel skaap. Okay, kom ek vra jou 'n ander vraag. Wie van julle weet hoeveel boeke in die Bybel praat oor die hemel? Wie van julle weet? Het jy al probeer uitvind? Ek het. Toe vind ek uit 37 boeke van die Ou Testament en daar's mos 39 en 21 van die Nuwe Testament en daar's mos 27. Wat beteken 54 boeke van my Bybel. En my Bybel het 66 boeke. 54 boeke vertel my van die hemel. Kan ek en jy nie in die volgende paar weke na daai 54 boeke net gaan en gaan hoor wat sê die Here vir ons oor die hemel. Want die hemel is 'n meervoudsnaamwoord, so daar's Bybel praat van tot in die 3de hemel. Iemand wat weggeruk is tot in die daar's daar derde, moet daar 2de hemel wees. As daar 2de hemel is, dan moet daar 1ste hemel wees. Waar en wat is al hierdie hemele waarvan ons hoor? Want Salomo sê, God het sy paleis gevestig in die hemel. God woon in die hoogste hemel. So hoeveel hemele is daar? Al die hoogste hemel is die woonplek van God. Daar's 'n hemelse leerskare. Daar's heilige engele, daar's serafs, daar's gerubs, daar's aardsengele, daar's zoa, daar's lewende wesens, daar's mense. Laat my dink toe ek het dit eendag vir julle vertel, vir die van julle wat hier was, jare terug, die storie oor die prediker wat in Pennsylvania moes praat in die stadsaal. En hy neem my sommer net om die draai, hy sal sommer net stap soontoe vir sy praatjie die aand. En toe wraggies waar draai verkeerd en hier sy verlore. En hy sien seuns op 'n fiets speel en hy stap na hulle toe. Hy sê, "Weet julle waar die stadsaal is?" En die een ouetjie kyk hom so. Hy sê vir hom, "Die stadsaal." Hy sê, "Ja, die stadsaal." Hy sê, "Ja." Hy weet waar dit is. Hy sê, "Nou wat gaan meneer daar maak?" Hy sê, "Ek gaan 'n praatjie hou." Hy sê, "Praatjie in die stadsaal?" "Ja." "Waaroor gaan jy praat?" Hy sê, "Oor die hemel." Hy sê, "Wat?" Hy sê, "Wil jy my saamkom?" Hy sê, "Meneer, jy weet eers waar is die stadsaal en hoe weet jy waar is die hemel?" Want hy sê nie, hy gaan 'n praatjie oor die hemel. En hy sê, "Meneer, jy weet eers waar is die stadsaal? Hy sê 2 blokke van hier af, hoe gaan jy my vertel wat is die hemel?" Ek kan jou vertel wat in die hemel is. Die woord van die Here praat. Vader, dankie dat
ons vir die volgende weke ons aandag kan gee oor u woonplek. Daar waar u troon gevestig het, daar waar u heilige paleis is, daar waar u woon, Vader, Abba Vader. Jesus, die plek wat u verlang het om weer te sien. Die plek wat u beloof het, u het 'n belofte gegee. Ek kom weer en julle haal en bring julle waar ek is. En die plek wat u gesê het, ons burgerskap is vas. As ons naam in die boek van die lewens is die Hemelland ook ons tuiste. En die nuwe Jerusalem uitsonderlik. Here, daardie plek, vertel ons meer. Leer ons meer. En Here, gee dat die wêreldse attraksie ons nie so vasgryp dat die gedagte aan die hemel vervaag en word op die agtergrond geskuif nie. Maar sal u deur u kosbare Heilige Gees dit vir ons 'n lewende werklikheid maak. Daar's net 'n handbreedte tussen ons en die dood. Dis maar net 'n skaduwee. Ons is net een tree van die dood af. Here, daardie mense wat vandat ons begin sing het in hierdie kerk, al tussen 11 en 12.000 die ewigheid in is. As ons daaraan dink, Here, vandat ons begin het toe die sangleier vir ons sê, kom ons sing saam, tot nou toe, is daar meer as bykans 12.000 mense al die ewigheid in. En u woord sê, die wat gered word is min. Waar is al daai mense heen die afgelope uur? Hulle is doderyk toe. Hulle is klaar in pyn, in ellende. Hulle roep, hulle smeek, hulle pleit, hulle skree, hulle gil, hulle is hysteries. En wat hulle sien, hulle wil van hulle verstand afgaan. En hulle was, toe die kerk begin het vandag saam met ons hier. Hulle is weg. En dan is daar diegene, Here. Hulle het in daai heerlike stad se poorte ingegaan. In die Godstad. Hulle pyn is van die verlede. Hulle ellende is alles in die verlede. Watter blydskap borrel nou in hulle harte. Hulle families wat hulle sien, wat hulle omhels. Trane wat loop van dankbaarheid. Vreugde. Here, ons vanmôre, ons weet nie wie van ons oor 6-8 weke sal nog gaan deursit tot die laaste boodskap nie. Dit mag wees dat iemand wat nou hier sit en na my luister, of selfs ek, nie meer hier sal wees nie. Voor hierdie reeks klaarmaak. Ek wil u net bid vanmôre, my Vader, en vra dat elke mens wat my nou gehoor het, dat nie een van hulle verlore mag gaan nie, maar dat hierdie almal van hulle sal red, voor dit te laat is. Dat hulle nou die besluit neem, net daar waar hulle is, en sê, Here, vergewe my sondes, vergewe my hardhoorendheid, my hardvogtigheid, my rebelsheid, my ongehoorsaamheid, en red my siel, Here, sodat ek ook die heerlikheid kan beerwe. Ons bid dit, Vader, in Jesus naam. Amen.